Goeiedag almal, ons het tot dusver hierdie week gesien hoe dit die Here ongewone, asemrowende en bonatuurlike maniere gebruik het om sy kinders oorwinning oor enige bose mag te gee. Die Here gee die wonderwerk, maar ons betrokkenheid in die stryd is van kardinale belang. En ons moet altyd onthou, ons is nie alleen in enige aanval van die bose teen ons nie. Ons betrokkenheid in enige stryd teen die magte van Satan is van kardinale belang. En ons kan nie bloot terugsit en iets moet gebeur nie. Hoor bietjie wat sê die Here daar in Josua 1 vers 2 en 3 vir hom. Hy sê, Josua, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar en trek deur hierdie Jordaan. Jy en die hele volk na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Dan vers 3, luister hierna. En elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Kan jy sien, ons moet vorentoe beweeg. Ons moet beweeg in die rigting van oplossing en oorwinning, en die Here sal die oorwinning gee. Kyk 'n bietjie wat gebeur in Rigters 6 vers 12. En die engel van die Here het aan Gideon verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. En ek glo vandag, maak nie saak wat jou situasie ook al mag wees, die Here sê ook vandag vir jou, die Here is met jou, dapper held. En dan vers 14, toe draai die Here na hom en hy sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Hoor 'n bietjie wat sê 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê nou verder, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaam aan Christus. Kan jy sien, hy sê duidelik daar, ons worstelstryd, ons wapens, terwyl ons planne verbreek ensovoorts ensovoorts. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, kom die Here en hy praat met jou te midde van die stryd in jou lewe. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want jou teestander die duiwel op ons is 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet jy teestaan, standvastig in die geloof. Jy moet hom teestaan. Dan Efesiërs 6 vers 10 en 11. Eindelik my broeders, Adelphos, medegevegsgenote, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dan trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En dan kom die Here Jesus self en hy praat met elkeen van ons en hy sê in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? As ons iets doen met hierdie krag wat die Here ons gee, niks sal ons ooit skade doen nie. En ek glo nou op hierdie oomblik, te midde van jou stryd, te midde van jou duisternis, kom die Here en hy sê, die Here is met jou, dapper held, gaan in hierdie krag van jou en oorwin. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen.